Josua, hoofstuk 7. Maar die Israeliete was ontrou wat die bangoed betref, want Achan, die seun van Karmi, die kleinseun van Sabdi, uit die familiegroep van Serach, uit die stam van Juda, het daarvan vir homself gevat. Dit het veroorsaak dat die Here baie kwaad geword het vir die Israeliete. Vanaf Jericho het Josua manne gestuur na Ai. Dit lê by Bet-Awen, net oos van Bet-El. Toe sê hy vir hulle, julle moet die land gaan verken. Daarop het hulle vertrek en Ai verken. Toe hulle terugkom, het hulle aan Josua gesê, dit is nie nodig dat al die manskappe optrek vir die geveg nie. Stuur ongeveer 2 tot 3000 manne en hulle sal Ai inneem. Die mense daar is maar min en dit sal onnodig wees om al die manskappe uit te put met die tog daarheen. Daar het toe ongeveer 3000 manne opgetrek om Ai in te neem, maar hulle moes voor die manne van Ai vlug. Ongeveer 36 manne van die Israeliete is deur hulle doodgemaak. Hulle het die Israeliete gejaag van die stadspoort tot by Sebarim, wat klipskeure beteken. Daar teen die skynste het hulle die Israeliete doodgeslaan. Die Israeliete se harte het van vrees weggesmelt en was soos water. Toe skeur Josua sy klere. Die heel dag, tot die aand toe, het hy en die leiers van Israel met hulle gesigte teen die grond voor die ark van die Here gelê. Hulle het ook stof op hulle koppe gegooi. Toe sê Josua, Here, Here, hoekom het u hierdie volk deur die Jordaan laat trek? Was dit om ons oor te gee in die hande van die Amoriete, sodat hulle ons kan uitwis? Miskien moes ons liewer aan die ander kant van die Jordaan gebly het. Wat kan ek sê nou dat Israel vir sy vyand gevlug het, o Here? Die Kanaaniete en die res van die land se inwoners gaan hiervan te hore kom. Dan gaan hulle ons omsingel en heeltemal uitwis van die aarde af. En u groote naam, wat gaan daarvan word? En die Here sê vir Josua, vir wat lê jy so op die grond? Staan op. Dit is Israel wat gesondig het deur die verbond wat ek aan hulle gegee het te verbreek en ook van die bangoed te vat en by hulle eie besittings te voeg. Voor hulle vyande sal Israel nou nie meer staande kan bly nie, maar sal op die vlug slaan, want hulle het self 'n ban geword. Voordat julle nie die bangoed onder julle verwyder nie, sal ek nie meer met julle wees nie. Jy moet opstaan en die volk heilig. Beveel hulle. Teen môre moet julle julleself heilig, want dit is wat die Here, die God van Israel sê. Daar is 'n ban onder julle Israel. Voor jou vyande sal jy nie staande kan bly, totdat die ban onder julle verwyder is nie. Môreoggend moet julle in stamverband naderkom. Die Here sal dan die stam uitwys wat volgens hulle familieverband moet naderkom. Die familie wat die Here dan uitwys, moet dan volgens hulle huisgesinne naderkom. Dan sal die Here die huisgesin uitwys wat man vir man moet naderkom. En die man wat uitgewys word as die skuldige wat bangoed in sy besit het, moet met alles wat hy besit en aan hom behoort verbrand word. Hy het 'n skandelike ding gedoen en was ook ongehoorsaam aan die Here se verbond. Vroeg die volgende oggend het Josua gereed gemaak en Israel volgens stamverband laat naderkom. Toe is die stam van Juda aangewys. Toe het hy die stam van Juda volgens hulle familieverband laat naderkom en die familie van Serach is aangewys. Hy het die huisgesinne van die familie van Serach volgens hulle gesinne laat naderkom en die huisgesin van Sabdi is aangewys. Toe het hy Sabdi se huisgesin man vir man laat naderkom. Achan, die seun van Karmi en kleinseun van Sabdi, uit die familiegroep van Serach, wat uit die stam van Juda was, is toe aangewys. En Josua het vir Achan gesê, Seun, gee aan die Here, die God van Israel, die eer en verheerlik hom. Vertel my wat jy gedoen het, en moet niks weglaat nie. Toe antwoord Achan vir Josua, ek het regtig teen die Here, die God van Israel, gesondig. Ek het die volgende gedoen. Tussen die byt het ek 'n mooi mantel wat uit Sinar kom, 200 sikkel silwer, of ongeveer 2,3 kilogram silwer, en 'n goudstaaf van 50 sikkel, of ongeveer 570 gram gesien. Toe vat ek dit omdat ek dit graag wou hê. Binne in my tent het ek dit in die grond begrawe met die silwer heel onder. Toe stuur Josua boodskappers na sy tent om ondersoek in te stel, en hulle het alles in sy tent gevind met die silwer wat heel onder gelê het.
Toe bring hulle dit uit die tent na Josua en die res van die Israeliete. In die teenwoordigheid van die Here het hulle die sak uitgeskit. Josua en die Israeliete het toe vir Achan uit die nageslag van Serag met die mantel, die silwer, die goud, sy seuns, dogters, beeste, kleinvee, donkies, tente en die res van sy besittings na die laagte van Agor geneem. Toe het Josua vir hom gesê: "Jy het ons in die ongeluk gestort, daarom sal die Here jou vandag in die ongeluk stort." Daarop het die Israeliete hom met klippe doodgegooi. Alles wat aan hom behoort is verbrand en met klippe toegepak. Hy is met 'n groot hoop klippe toegepak. Die hoop klippe is vandag nog daar. Die Here se woede het tot bedaring gekom. Tot vandag toe word daardie plek die laagte van Agor genoem, wat in die ongeluk stort beteken.